Goeiemôre mense, goed om terug te wees. Jy weet ek het, daar's altyd 'n wonderlike manier hoe die Here met my praat en met my werk. En ek wil sê dat die naweek en vanoggend het dinge weer so met die sameloping van gebeure gebeur. En ek glo dit is die Here se manier om met my te praat en die Here se manier vir my op uit te wys wat om te doen. En kom ek vertel jou wat het gebeur. Iemand het my die naweek net gekontak en weer gesê, hey, hoorie, ons volg die lering wat jy basies ontbloot van Niels Labeskagmi van die Cultus Christ in Me International in Pretoria, en ons sien jy toe 'n reeks, wanneer gaan jy weer 'n bietjie 'n videoetjie opsit, en ek het gesê, wel, dis nou baie snaaks, ek het die naweek bietjie gekyk na sekere dinge wat ek graag wil na kyk, en ek het definitief dit in die oog gehad om na te kyk, en ek het bietjie gekyk na die volgende paar aantuigings en lerings en stellings wat Niels maak, en wil baie graag gaan na kyk, en vandag sal ons dit so doen. Maar ja, hoe amazing werk die Here net nie. En toe bel 'n leraar my vanoggend en ons praat 'n bietjie oor die lering van die kerk. Ek uit mense wat by hom aangesit gekom het en 'n bietjie met hom gepraat oor die lering wat hulle glo. Ja, ek dink dit is altyd maar die manier hoe die Here lei. Die Here bevestig weer, en dan bevestig die Here dan weer wat op my hart was. En dit is maar net hoe die Here met my praat. Miskien praat die Here met jou 'n bietjie anders, maar die wonderlike ding is dat ons sy stem hoor, soos Johannes 10 sê, van sy skape hoor sy stem. Dit is 'n belofte. So, in die volgende video wat ek jou sal wys, het ek gedink ek wil net vinnig noem, ek het die geleentheid gehad, ons het 'n konferensie gedoen vroeër die jaar vir Apologetics SA, en by daai konferensie het Niels en 'n ander leraar basies van sy kerk inkom sit en notas gevat, en hy het vir my baie mooi brief gestuur en waardering gestuur oor dit wat by die konferensie bespreek was. Ons het nie op hulle gefokus nie, maar ons het op kultusse byvoorbeeld gefokus. Ek het byvoorbeeld een van die sessies wat ek gedoen het ek gewys hoe kultusse mense kan oorreed en hoe mense dinge kan vergeestelik, sodat hulle 'n metafisiese ervaring kan ervaar wat hulle as bonatuurlike klassifiseer, maar basies net basiese maniere is om mense te manipuleer. En so ja, ek hoop en bid dat daai video sal uitkom, want ek dink dit sal baie waarde hê om vir mense te wys dat net omdat iemand bonatuurlike gebeure het in hulle kerk is nie noodwendig 'n bewys dat hulle lering waar is of dat hulle waarlik die Jesus van die Bybel volg nie. So ek is baie opgewonde oor dit. Maar ja, hy het my brief gestuur en ek het dadelik vir my brief teruggestuur en net daarin genoem en gesê dat dankie weer eens vir die mooi gesindheid, maar ek klassifiseer hulle nie as broeders nie, as gevolg van die feit dat hulle die essensiële leringe van die geloof basies wegdruk en sê is vals. Met ander Jesus en verteenwoordig nie die waarheid van die Bybel nie, en sodoende kan ek hulle nie klassifiseer as broeders in die Here nie. En daarna het ek niks van Niels gehoor, ek het gesien die boodskap gelees, ek het genoem dat ek so vir enige toekomstige gesprekke, en sodoende het hy nooit weer gekontak nie. Kan ek staan doen nie. Maar in 'n geval, ek 'n bietjie kyk na die aanteggings wat hy maak, en dan kan ons verder berispens besin wat hy gesê het. Ek lees vir Johannes 4:23. Jesus se woorde daar met die vroutjie van Samaria. Daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in die gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Jy kan nie net aanbid nie. Nie solank as jy die Here dien. Jy moet die Here in waarheid dien. Wel vriende, ja. Nee, ons kan bevestig dat die Vader in gees en waarheid geaanbid moet word. Dis baie interessant. Ek het my Bybel oop hier langs my, en in Johannes 4:23 en 24, ja, die Vader is geëer. En ons kan sien dat baie interessant genoeg in die hoofstuk net voor dit, net om bietjie weer eens te sê, 'n teks wat ons lees in isolasie kan ons maak sê enigiets wat ons wil sê. Maar Jesus begin al in hoofstuk 3, en ek wil vir jou sê van vers 31 af, en hy sê die een wat van bo kom, is oor almal, of hoof oor almal, as jy die teksversie lees. En dan praat hy praat van homself, hy sê, die is die een, dan, en jy kan lees vers 36, waar hy sê, die een wat nie in die Seun glo nie, die Vader sal hom nie die ewige lewe gee nie, die hart van God bly op hom. Maar wat baie interessant is as jy daai verse lees, dan sien ons dat wie is die een wat die Gees uitgiet? Want Jesus praat hier so, en hy sê, hy is die een wat die Gees uitgiet. En hy sê, die een wat uit die hemel uitkom is oor almal. En dit is baie interessant, want hy maak 'n punt hierso, waar hy vir ons sal wys, dat
jy weet, die Vader het die Seun gestuur, en dan sê hy van die Seun, en die Seun gee die Gees sonder enige, die Engels sê het mooi, without measure. Nou wat baie interessant is, as jy sê na hierdie versie kyk, dan praat dit, en dit sê vir ons, baie moontlik in Handelinge 2, ek dink is Handelinge 2, ek kyk vers 17, kan ons sien, die een wat die Gees uitstuur, die een wat die Gees uitgeer, is God homself. En so, op daardie manier sê die Seun, laat hy handhaf en hy mandaat homself om die Gees uit te giet. Wat baie interessant is ook is ons kan sien in die teks self, dat hulle glo, as jy by die Samaritaanse vrou basies kan sien, dan praat Jesus met haar in vers 22 en hy sê, julle Samaritane, julle aanbid wat julle nie ken nie, maar die Jode aanbid wat hulle ken, want redding kom van die Jode. Nou, wat baie interessant is dat die verwantskap van God se genade wat hy gee aan die Jode en aan ons, deur die agentskap van die Seun kom. En ons kan kyk baie duidelik en sien dat in die Ou Testament is dit geprofeteer. As jy kyk na Jona 2, kan ons sien dat die redding kom net van die Here. Nou, hoekom sê ek dit? Want al die goedjies wys daarop dat die Seun in van homself geëer moet word soos die Vader. Kyk, ons lees hoofstuk 4, vers 23 en 24, maar ons moet nie hoofstuk 5, vers 23 vergeet nie, né? Hoofstuk 5, vers 23 sê vir ons dat almal moet die Seun eer soos hulle die Vader eer. Nou, hoe eer jy die Vader? Jy aanbid hom. Hoe moet jy die Seun eer? Jy moet hom aanbid. En dis hoekom ons sien in Matteus 14:33 het hulle hom aanbid, en dit is die hoogste vorm van aanbidding wat aan Jesus gegee word. Daar's twee vorme, daar's eer. Om hom te eer is om te proskeneo, dit is om te eer net in sy hoedanigheid. Maar latruvo, waarvan Matteus 14:33 praat, is 'n fisiese, geestelike en 'n devotional, as jy amper wil sê, worship teenoor Jesus wat hy dan aanvaar. En dan in Openbaring 5:13 kan ons sien dat Johannes skryf en hy sê, aan hom wat op die troon sit en die lam, kom lof, eer, heerlikheid, krag en aanbidding tot aan alle ewigheid. So wat is die les? Die les is dat Jesus aanvaar, presies dit wat Neil sê, hy aanvaar en ervaar nie. Jesus moet ook in gees en waarheid gedien word. Inteendeel, Jesus praat, ek het vroeër genoem in Johannes 8, vers 23, en hy sê, as jy nie glo dat ek die ek is nie, sal jy doodgaan in jou sonde. Dis presies wat hy sê hier. In Johannes 3, die wat die Seun verloon, en die wat die Seun nie eer, soos hulle die Vader eer nie, sal in hulle sonde sterf. So ja, ek is eerlik as ek dit sê, en ek sê dit met baie erns in my hart, wat my ontstel van hierdie kerk is hulle ontneem mense van die boodskap wat eintlik red, deur om hulle te laat fokus op 'n boodskap wat nie vergenoeg is nie, en 'n Jesus wat regtig nie vergenoeg is nie, want Sandra is mos nou vir hierdie tyd, en dit is glad nie wat ons sien nie. Wat ook baie interessant is daar's 'n boek, e-pos my, en ek sal vir julle hierdie boek gee, Mala, ek sal hom vir julle stuur. Die boek se naam is Putting Jesus in His Place, en in hierdie boek praat hierdie twee skoliere, en hulle sê die volgende, hulle sê dat binne die konteks van uitsluitlike godsdiensttoewyding aan een God, die Here, het die eerste Joodse volgelinge van Jesus daaraan self toewyding aan Jesus getoon. Hulle het hom aanbid, liedere tot hom gesing, tot hom gebid, en hom geëer op 'n manier wat volgens Judaïsme slegs aan die een God toekom. Dis op bladsy 38 en 39 wat hulle sê. So ja, ware aanbidding in gees en in waarheid sluit die aanbidding van Jesus in. Want die Vader self begeer dat die Seun dieselfde eer ontvang as hy. So die teks oor aanbidding in gees en in waarheid ontken nie die aanbidding van die Seun nie, maar bevestig die ware aanbidding in gees wat ook die Seun dan insluit. Kom ons kyk na die volgende een. So ons kan en ons moet ook vir ewig dankbaar wees teenoor Jesus Christus vir sy gehoorsaamheid. Toe God op sy knoppie moes druk om 'n werk te werk in hierdie aarde. Toe hy namens my en jou op 'n kruis gehang het, namens my en jou gesterf het. Ons moet vir ewig dankbaar wees. Maar nêrens het ons 'n opdrag om hom daarvoor te aanbid nie, en nêrens ons 'n opdrag
om hom nou God status te gee nie. Ja, vriende, weer eens as ons kyk, die Nuwe Testament wys herhaaldelik dat Jesus aanbid moet word en dat goddelike status aan hom gegee word. Bowman en Komazeski in hulle boek praat hulle, en ek wil net gou ietsie vir julle lees wat hulle sê. Hulle sê die volgende, hulle sê, as engele, bonatuurlike wesens baie magtiger as ons Jesus Christus aanbid, behoort ons mense dit des te meer te doen. Trouwens, uiteindelik sal elke knie voor hom buig en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is tot eer van God die Vader. John R.W. Stott, 'n baie noemenswaardige teoloog, sê tereg, niemand kan homself 'n Christen noem as hy nie Jesus aanbid nie. Om hom te aanbid as hy nie God is nie, is afgoderry, maar om hom nie te aanbid nie, as hy wel God is afvalligheid. En hierdie aanhaling kom uit bladsy 64 en 65. Ons kan sien, jy weet, as ons kyk na die teksverse, as ons kyk na Filippense 2 vers 10 tot 11, dit sê dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. En Hebreërs 1 vers 6 sê dit dat laat die engele hom aanbid. In vers 8 van Hebreërs 1 sê dit ook dat hy God is, sê direk dat die Seun God is, die Vader dra na die Seun, en hy sê vir die Seun, jou troon, o God, sal wees vir ewig. Dan het ek ook genoem net voor dit, in Matteus 28 vers 17, hoe toe die disippels hom sien, het hulle hom aanbid. Openbaring 5:12 tot 14, dit sê dat die lam wat geslag is, hy is waardig om lof, eer en in heerlikheid, om dit te ontvang. Nee, aanbidding van Christus is nie 'n opsie nie. Inteendeel, dit is die hart van die Christelike geloof. Om Jesus te aanbid, erken sy goddelike status saam met die Vader. Maar daar is ook nie 'n opsie vir ons anders as om dit te doen nie. Om te sê dat Jesus nie aanbid mag word nie, is onverzoenbaar met die Bybel self. Kom ons kyk weer, wat het hy volgende gesê. So ek gaan 'n paar snaakse vrae vra, maar ek gaan nie die snaakse vrae vra om jou te help om te deel met 'n paar goed in jou denke. Wat gekom het weens oorlewering? So my eerste vraag, het Jesus gebid? OK. Indien wel, tot wie? Hy het tot God gebid. Hy het nie met homself gesit en praat nie, met respek gesê. Hy het nie homself aanbid nie. Kom aan. Vriende, ja, Jesus het inderdaad tot die Vader gebid, maar dit toon net dat hy waarlik mens was, en dit sê niks van die feit dat hy enige gebrek in sy goddelikheid gehad het nie. Jy sien, in Johannes 1 vers 14 leer die woord van God ons dat die vleeswording van die woord, Jesus Christus, volkome vlees kom word het en onder ons kom woon het. So, as ons kyk na Jesus, sien ons weer eens, daar's twee realiteite wat ons mee moet worstel in die teks. Die een is dat Jesus waarlik mens was, maar die ander een is dat Jesus waarlik God was. So ons kan sien dat die twee in balans gehou moet word. En wat interessant is, Komazeski en Bowman, in hierdie boek, sê die hele tyd, en ek wil vir jou 'n kwotasie lees van bladsy 304, hulle sê die volgende, hulle sê, Jesus het sy oë hemel toe gerig om te bid, maar hy het geen versoek gemaak nie. Hy het dank gebring vir die verhoor wat reeds plaasgevind het. Die Seun van God het nie nodig gehad om iets te vra nie. Hy het slegs gebid ter wille van die mense rondom hom, sodat hulle sou glo dat God hom gestuur het. Ja, vriende, jy weet, die interessantheid is dat as ons kyk wat Jesus se gebed was, as jy kyk in Johannes 11, 41-42, het hy gesê, ek bid Here ter wille van die individue om ons, maar ons weet, jy het my klaar gehoor. En dan in Johannes 17 vers 1 tot 5, praat Jesus, en dit is baie belangrik, dit sê dat die Seun die Vader verheerlik, en die Vader sal die Seun ook verheerlik. En dan, as ons kyk in Johannes 17 vers 3, kan ons sien dat baie editors sê die volgende, het sê, ja, jy sien, hier sal wys die skrif dat Jesus sê, die Vader is die enigste God. Ja, maar lees in vers 5. In vers 5 wys Jesus daarop dat hy het autoriteit, mag en 'n mandaat gehad as God, voor die aarde begin het, by God. Nie in God se denke nie, of iets wat net bewusteloos was saam met God voor tyd nie. Nee, die Seun was met God in tyd, in plek, sodat hy vir ons kon wys presies wie en wat hy is
in sy vleesmaking. So, Jesus se gebed hier as ons perfekte voorbeeld, wys hy vir ons die afhanklikheid van die mens, maar hy in geen manier wys vir ons dat daar 'n tekort is aan sy goddelikheid nie. Hy bid as die seun, as die volmaakte voorbeeld, wat volmaakte gemeenskap het met die Vader. So ons kan sien, dat daar is weer eens 'n funksie, en ons kan sien weer eens dat die seun vir ons wys, dat hy daai funksie vervul as ons voorbeeld, maar daar is niks in die teks wat vir ons sê, dat hy in homself in enig sin neergelê het op 'n manier wat vir ons sê dat hy minder as die Vader was nie. Nee, in sy vleeswording het hy gekom en hy het God gedien soos ons hom moet dien as ons voorbeeld, maar in sy goddelikheid het hy nog steeds voor die Vader gestaan en nog steeds kon hy sekere dinge doen wat net die Vader homself kon doen as God. Het Jesus gesterf aan die kruis? Kan 'n God sterf? So God nie veronderstel om 'n mortal te wees nie? 'n immortal te wees nie? En as God gesterf het, jy sien dan moet daar 'n ander God wees wat God uit die dood uit opwek. God is deur mekaar, hoor. Hi vriende, ja, dit is baie interessant. In die eerste plek het ek net sê, as ek kyk na wat gesê word hierso, dan kan ek sien dat Niels dink dat toe Jesus dood gegaan het, was dit die einde van sy wese, maar ons weet dat toe Jesus gesterf het, toe sy vlees opgegee is of opgelewer was, het dit nie beteken hy het ophou in sy bestaansreg voortbestaan nie. Hy het nog bestaan na die dood. Inteendeel, dit is een van die vestings van ons geloof wat ons glo is dat die dood beteken nie dat daar 'n stop is van ons geestesmens nie. En daarom sê Paulus in Tessalonisense om buite die liggaam te wees, is om by God te wees. Weer eens, dit is vir my baie snaaks dat Niels die punt mis, en die punt is eenvoudig dat as ons kyk na Jesus kan ons sien dat hy was weer eens meer as net 'n mens, hy was God. Hoekom sê ek dit? Wel, as jy bietjie 3 versies wil gaan lees, in Handelinge 2, vers 32, dan sê dit, en God het Jesus uit die dood het opgewek. Maar, ek wil ook vir julle sê, gaan lees in Handelinge 5:30 en Handelinge 5:32, waar het praat van die Vader wat Jesus fisies opgewek het uit die dood uit. En dan Jesus se woorde in Johannes 8:19 tot 28 en Johannes 10:17 en 18, waar hy self wys en sê, niemand kan my lewe vir my vat nie, maar ek lê dit neer en ek vat dit terug op myself. Waar Jesus self dan basies sê, hy het homself uit die dood het opgewek. Maar dan ook, as jy lees in Romeine 8 vers 11, dan sê dit is die Gees van God wat Jesus opgewek het. So ons sien daar's 'n trinitariese innerwerking, dit wat ons kan sien in Jesus se kruisdood en ook sy opstanding. So ja, Jesus in sy menslike natuur het aan die kruis gesterf, maar die goddelike natuur het nie ophou bestaan nie. Dit is juis die Here van heerlikheid wat gekruisig was en wat opgestaan het uit die dood. Weer eens sê Bowman en Kamazeski, as ons kyk in blaai nommer 45-46, ons neem aan dat Jesus 'n werklike mens was, dat hy aan die kruis gesterf het en liggaamlik uit die graf opgestaan het. Om die volle boodskap van die Nuwe Testament te verstaan, moet ons erken dat Jesus mens was en dat hy na sy opstanding 'n verheerlikte en onsterflike mens bly. En dit is vir my snaaks, as ek kyk wat Niels sê, jy weet, omdat Jesus gekruisig was en omdat hy homself neergelê het in sy vlees, laat dit beteken hy is nie God nie. Nee, dit beteken nie hy het sy vlees neergelê volgens die boek van Hebreërs, sodat hy die perfekte lam kan wees vir ons. En in Engels sê dit mooi, het sê, without blemish, het hy sy lewe vir ons neergelê, sodat ons die volheid van dit wat God kan doen en kan beleef deur sy vlees wat hy neergelê het vir ons kan ervaar en aanvaar. En dan in sy goddelikheid waar hy opstaan en self die seël op dit sit in sy opstanding, waar hy self sy vlees opbring en uit die dood uit, en waar hy self met homself weerspreek en hy sê dat hy sal sy liggaam self opneem in Johannes 2 vers 19 tot 21, sê hy, breek die tempel af en in 3 dae, dit is nou Jesus het praat, ons weet hy was 3 dae in die graf gewees, dan sê hy, in 3 dae sal ek dit weer oprig, maar hy het van die tempel van sy liggaam gepraat.
En dan Johannes 10:17-18, ek leef my lewe af om dit weer op te neem, niemand neem my lewe dit vir my af nie, ek mag dit af lê, en ek mag dit weer opneem, wat vir ons duidelik wys, hier is 'n duidelike bewys, dat dit is Jesus wat sy eie lewe opneem. En dan, ander skrif jy ook, net wat het kom met die Seun, of die Heilige Gees, wat in Romeine 8 vers 11, wat sê, dis die Gees van die God, wat Jesus uit die dood het opgewek het, en wat binne in ons kom woon, in 1 Petrus 3 vers 18, dan sê dit, Christus is wel gedood in die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Jy weet, so ons kan sien, ons sê dit baie mooi, ons kan sien, dit is die Vader wat hierdie opwekking en opstanding beklemtoon, dit is die Seun wat sy autoriteit beoefen om homself op te wek, en dit is die Gees wat die krag gee en beaam vir die Seun om lewe te gee sodat hy dit kan doen. En sodoende, ja, sien ons die werking van Vader, Seun en Heilige Gees saam om hierdie taak in besit te sit. My vraag, was Jesus vlees en bloed? 1 Korintiërs 15 vers 50 sê, dat vlees en bloed nie die koninkryk van God kan beerwe nie. Kan nie deel hê daarin nie. Wel vriende, ek wil weer eens net sê, as ons net die teks heeltemal lees in sy konteks, dan maak dit baie sin wat sy prentjie geskets word. En as jy deur 1 Korintiërs 15 lees, dan kan ons sien dat Paulus wys vir ons dat die opstanding van Jesus is essensieel tot die geloof. En ons het al bietjie gepraat in die verlede, hoe Zander hy sê dat dit was nie 'n fisiese opstanding nie, maar dit was 'n geestelike opstanding. Ek het dit in een van die vorige video's gewys. Maar dit wys ons hier, so as Jesus nie die dood het opgestaan het nie, is ons preke in basies onsin. En dan as ons kyk in vers 50, dan moet ons net ook lees dat van vers 20 af kan ons sien tot vers 28 waar dit praat van Jesus wat basies opgestaan het as die eerste oes om vir ons te wys dat, jy weet, hy beklemtoon en hy verseël vir ons opstanding en dit wat ons eendag sal beleef vir en voor die Vader. So, dit is baie belangrik. So, as dit praat in vers 50 van die feit dat vlees en bloed kan nie die koninkryk beerwe nie, ek dink is daar, ons sien die Adam wat genoem word, en ons sien dadelik dat Paulus vir ons wys dat die vlees per se kan nie hierdie goddelike guns beerwe nie, en hierdie verganklike liggaam nie. Ons het nodig om 'n onverganklike liggaam aan te trek, om daai, of sal ek sê, verheerlikte liggaam aan te trek, sodat ons God se volheid kan beleef. En dit is wat gaan gebeur met ons. Ons gaan daai en verheerlikte liggaam en onverganklike liggaam aantrek. As ons doodgaan, sal ons dit kry na die dood en die tweede opstanding, maar tot daartoe kan ons sê dat die punt wat Paulus maak is dat die sondige vlees kan nie dit beerwe wat God uitgelê het nie. Ons het nodig dat hierdie volmaakte opstandingskrag wat in Jesus Christus was volgens Romeine 8 ons ook opwek en ons lewens, ons vlees ook vernuwe om die volheid van hierdie belofte te beleef. So, dit is iets om na uit te sien, as ons kyk na Filippense 3, van vers 21 af, van Filippense 3:21, ek dink nou net daaraan. Filippense 3, vers 21 sê dit kwijt. Dit sê dit nogal mooi. Ek gaan vir in Engels lees. Hy sê, He will transform the body of our humble condition into the likeness of His glorious body by the power of Him that enabled Him to subjugate everything unto Himself. So, ja, Christus is die een wat ons gaan vernuwe. Christus is die een wat vir ons hierdie belofte gaan tot vervulling bring. En sy betrokkenheid met ons menslike natuur, om dit in ons verheerlikte liggaam, daai oorgang te wys, is afhanklik van Christus. So wat 'n wonderlike ding om na uit te sien. Vriende, ja, ek hoop jy het hierdie video geniet. Ek wil dit nie te lank maak nie. Ek weet mense het partykeer nie die tyd nie, maar ek hoop jy geniet dit. Laat my weet, weer eens, as jy enige vrae het, as jy enige ander tema wil bespreek. Ek doen dit juist in Afrikaans vir ons Afrikaanse luisteraars, want daar's baie mense wat uit die kultus uitkom, daar's baie mense wat vra en dan kan hulle na dit luister en hulle kan self kyk ook na die ander video's wat ek uiteengesit het op die webwerf en op my YouTube channel. Wees geseënd, ons praat weer en sien jou volgende keer.